Ons is besig met Matteus hoofstuk, Matteus Evangelie vers vir vers studie. En ons het mooi gevorder, ons is nou by hoofstuk 4. En ek het nou gedink, ons gaan nou tot by vers 11. Ek het gedink om volgende week die hele res van die hoofstuk te doen met een sessie. Dit gaan so 'n bietjie sitplekgordels vasmaak kos, maar ons sal deur hom kom. 12 tot 25 volgende week, en dan het ek gedink, dan sal ons 5, 6 en 7 oorslaan, omdat ons het reeds behandel het tevore, die bergpredikasie, en dan sal ons, as die Here wil, 2 weke van nou af, by hoofstuk 8 voortgaan. Ons sal waarskynlik dan hoofstuk 8 voltooi, en dan teruggaan na Exodus toe, met daardie reeks daar. Ons sien hoe dit gaan. Dalk gaan ons nog verder met Matteus. Ons gaan met hom reg deur Desember, en ja, soos ek gister gesê het, Calvin het een Kersdag oor die Antichrist gepreek. So, want dit was sy volgende teks. Toe is dit nou ongelukkig Kersdag, toe sê hy wel, ek gaan nou nie afwyk van my reeks nie, en hy preek toe oor die Antichrist op Kersdag daar in Ou Genève. En so ons gaan rustig voort met ons reekse, ons gaan nie afwyk daarvan nie, behalwe natuurlik by die Kerssangdiens, die 1 Desember, die eerste Sondag van Desember, gaan ons 'n spesiale boodskap hê rondom die tema daar. Nou is ons terug by Matteus 4, Matteus hoofstuk 4 en dan die eerste 11 verse, baie bekende gedeelte. Toe is Jesus, dis nou net na sy doop, aan die einde van 3, toe is Jesus deur die Heilige Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie, en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskryf, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskryf, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskryf, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat en daar het engele gekom en hom versorg. Ons lees dan tot sover uit die heilige, onfeilbare en foutlose woord van die Here. Sover ek kan sien, is dit 'n kritieke veldslag wat hier, of kom ons sê 'n slagveld wat hier beskrywe word, 'n kritieke slagveld. En ek het by myself gedink, hoe moet 'n mens van vlees en bloed op 'n kansel soos hierdie staan en hierdie geweldige gedeelte bedien? En dit is waar die hoorders soos u dankbaar moet wees dat u daar aan die bank sit en nie hierdie taak het nie, want dit is eintlik 'n menslik onmoontlike taak. Dis waarom John Knox, die groot Skotse hervormer, gesê het, elke keer as ek die kansel bestyg, dan bewe ek van kop tot tone. John Knox. Is 'n kritieke slagveld. Want hier is die Here van die Here en die Koning van die konings, hier is hy, onder die direkte, nie net die aanslae nie, maar ook die ergerlike versoekings van die duiwel self. Dis 'n slagveld, maar dis ook kritiek. Want sou hy faal, dan was daar geen redder van sondaars nie. Sou hy in hierdie moment 'n millimeter toegee, dan was daar geen redder van sondaars nie.
Dink net daaraan vir 'n oomblik. Dis 'n kritieke slagveld, sê ek vir u. Net na die pragt en glorie van die doop, waarvan ons verlede Sondag gehoor het, waar die Vader se stem uit die hemel gekom het wat sê, hoorbaar, wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Net daarna word die Here Jesus nie na 'n koninklike paleis toe gelei soos wat mense sou verwag het moet gebeur nie, maar hy word gelei na die barre wildernis. Die Bybel sê in vers 1 van ons gedeelte, die Heilige Gees het hom in die woestyn gelei. Het was nie 'n eie keuse nie. Dit was nie 'n toevallige draai in die pad nie. Dit was 'n goddelike noodsaaklikheid. Die Heilige Gees, wat nou net tevore soos 'n duif op hom gekom het, wat ons verlede week bestudeer het, kom nou, jy kan sê, net daarna, en lei hom na 'n bittere plek van bittere konfrontasie. Maar lei die Heilige Gees die Here Jesus na 'n woestynervarings en na versoekings deur die Satan, maar ek het al gedog die Heilige Gees lei 'n mens net na glorie en heerlikheid en wonderlikhede. Dis verkeerd. Dis verkeerd. Die Heilige Gees lei 'n mens nie altyd in wonderlike situasies nie, en is ook verkeerd om te sê dat die Heilige Gees lei 'n mens in versoekings. Dis ook verkeerd. Jakobus 1 sê God versoek niemand nie. Die versoekings het gekom direk van Satan, het ons nou met ons eie oë gelees, maar die Heilige Gees bring wel, en so het hy vir Jesus gedoen, en met kinders van die Here, hy bring ons wel by plekke van toetsing. Christus se versoeking, ons praat nie nou oor ons nie. Christus se versoeking was nie om te kyk of hy kon val, soos wat die duiwel wou hê nie, maar dit was juis om te wys dat hy nie kon val nie, soos die Vader wou hê. En dit was om sy totale geskiktheid vir die ampte van hoëpriester en koning te bewys, want hy is dan nou so pas met Johannes die Doper se doop tot koning en priester uitgewys. Ek kon dit nie verlede week inpas in die boodskap nie, ons het nie die tyd daarvoor gehad nie, en daarom sê ek dit nou. Dat dit was 'n verdere, ons het verlede week na 'n klomp gekyk, maar dit was 'n verdere rede waarom hy met Johannes die Doper se doop gedoop is. Omdat hy die ampte van koning en hoëpriester op hom geneem het. Hoe weet ons dit? Wel, in die Ou Testament is konings altyd deur profete gesalf. En Johannes die Doper was die laaste profeet van die Ou Testament. Maar ook priester. Dink net vir 'n oomblik, laat ek vir u een voorbeeld net gee, net vir interessantheid. Dink byvoorbeeld toe hy 'n tyd later, jare later, toe hy op die tempelgronde besig was om te preek en die tempelterrein reinig van die geldwisselaars en die handeldrywers. En die skrifgeleerdes kom na hom toe en vra vir hom, met watter gesag doen u dit? Met ander woorde, met watter gesag? Want net priesters mag dit doen. Dit wat u nou hier doen, mag net priesters doen. U is geen priester nie. Met watter gesag doen u dan hierdie dinge op die tempelgronde? Wat was Jesus se antwoord? Wie kan dit onthou en wie weet wat Jesus geantwoord het? Wat het hy geantwoord? Die eerste ding wat hy sê toe hulle daai vraag van vra, wat het hy gesê? Hy het gesê, Johannes die Doper se doop. Met watter gesag het Johannes die Doper gedoop? Wil hy toe by hulle weet. Met watter gesag het Johannes die Doper gedoop? So antwoord hy. So snaakse antwoord op daai vraag, is dit nie? Maar wat wil hy daardeur sê? Hy verwys hulle na Johannes die Doper se doop en vra, kom sy gesag van God af of nie? Sê julle vir my. Hulle kon hom toe nie daarop antwoord nie. Maar wat hy daardeur vir hulle wou sê is, die Vader het aan my die gesag gegee om te doen wat ek hier doen,
Want Johannes die doper se doop het dit aan my bevestig met gesag wat van bo kom. Maar die woestynervaring en Jesus se onderwerping aan die Satan se versoekings het bewys gelewer dat hy heeltemal geskik is as koning en priester. Tot vandag. Prys die Here daarvoor. Anders weet ek nie of ek in die môre die moed sou gehad het om uit die bed op te staan nie. As dit nie hiervoor was nie. Die sekerheid van God se roeping op die Here Jesus kon nie verander word deur die beproewinge en die versoekings van Satan nie. Eerder die roeping van God op Christus is deur hierdie versoekings en aanvegtinge is dit gereinig, amper soos goud deur vuur, sodat die Here Jesus oorwinnend uit daai slagveld uitgetree het, soos ons gelees het. En dit gee vir ons 'n wonderlike anker vir ons siele net tussen hakies. Want dit bewys vir ons dat ons verlosser ten volle ware mens en tog volkome sondeloos is. Gee vir jou daai anker, maar dit gee ook vir jou die anker, want dit voorsien vir jou en my van die wapen wat ons nodig het en die strategie wat ons nodig het in ons eie stryd teen versoeking en woestynervarings wat ons deurgaan. En daarby gaan ons nou kom. Maar die essensie van die Here Jesus se woestynervaring was dat hy daarmee demonstreer hoe dat sy koms na die aarde, die sondeval en die mislukking van die sondeval omkeer tot 'n oorwinning en 'n triomf vir almal wat by hom ingesluit is. Hy is in homself die nuwe Israel en die nuwe Adam wat geval het. Ek kan vra, maar waarom is Jesus 40 dae en 40 nagte in daai woestyn gewees? Wel, Israel was 40 jaar in die woestyn. Dit roep onmiddellik Israel se ervaring in herinnering. Hulle was 40 jaar in daai woestyn, maar hier in Jesus is nou die nuwe Israel. God het vir Israel uit Egipte verlos deur die water van die Rooi See. Daarom het Jesus uit die doop Jordaan in die woestyn gegaan. Sien nie die verband? Hy het uit die doop deur die water in die woestyn gegaan, want Israel is deur die water van die Rooi See in die woestyn. Maar wat het hulle in die woestyn gedoen? Hulle is beproef en versoek, ja. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het gemurmureer en God versoek. Die Bybel sê dit. Gee vir ons water en alles wat ons ken. Eksodus 17. Moses sê toe, waarom versoek julle die Here? Dis wat hulle gedoen het. Die nasionale seun van God was Israel, die volk. Hulle was die nasionale etniese seun van God. Maar hier is die ewige seun van God nou, die Here Jesus, en hy kom in dieselfde situasie, maar hy slaag op daai punt waar Israel misluk het. Met 'n volmaakte gehoorsaamheid waarin hulle misluk het. Maar hierdie situasie van Jesus in die woestyn roep nie net vir ons op Israel in die woestyn nie, dit roep ook vir ons op Adam in die paradys. Ja, Jesus is nie net die nuwe Israel nie, hy is ook die nuwe Adam. Dit roep vir ons op die tuin van Eden in herinnering Genesis 3, waar Adam in die paradys tot 'n val gekom het vir die versoeking van hierdie einste Satan, te midde van oorvloed wat hy gehad het, maar Jesus kom in die woestyn te midde van totale gebrek, en hy oorwin die versoeking van hierdie einste slang. Want die slang van Adam en die Satan hier is presies dieselfde persoon. Romeine 5 vers 19 som het vir ons op kernagtig en sê, hoor so mooi sê hy, Romeine 5 vers 19 sê, net soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens, dis Adam, baie tot sondaars geword het, net so ook deur die gehoorsaamheid van die een man, Christus, word baie regverdiges gered.
Die versoeking van die Here Jesus was op so 'n manier deur die Vader ontwerp, dat dit hom in dieselfde omstandighede plaas as Adam en Israel, sodat die oorwinning wat hy behaal glansryk is in vergelyking met hulle ondergang wat skandelik was. So 'n mens wil altyd maar vra, waarom, jy het dit ook al gevra, ek het dit gevra, almal vra, dit is wat 'n mens vra wanneer jy dit lees, 'n mens vra, waarom moes die Seun van God, is daar iemand hier wat dit nog nie gevra het nie? Waarom moes die Seun van God versoek word deur die duiwel? Dis die Vader se wil, die Gees het hom gelei, het was nie toeval nie. Waarom? En die antwoord is dan kortliks net, ter wille van ons. Ter wille van jou, meneer. Ter wille van u heil, mevrou. Hebreërs 2 sê, vers 17 sê, want deurdat hy self gelei het toe hy versoek was, kan hy die help. Dis ons, wat versoek word. Daar staan dit, daar is dit. Hebreërs 2, 17 of 18 daar rond. En let op dat die Here Jesus, en ek dink ons het dit een keer, ek kan nie onthou hoeveel sondae gelede nie, ek weet nie of u dit onthou nie, maar het ons hier soos 'n skoolklas, kan nie onthou, ek het daarom nie daaroor pak gekry na die tyd nie, maar ons het almal hier hardop soos 'n skoolklas dit hardop gesê in die kerk, wie kan dit onthou? Toe ons gesê het, ek sal nie vra wat ons gesê het nie, maar laat ek sê wat ons gesê het. Toe ons gesê het oor die Here Jesus, het ons gesê dat die Here Jesus Christus, wie weet, waarlik God is en waarlik mens is in een wat? In een persoon verenig. Onthou dit? Ons het dit hardop hier gesê. So die Here Jesus, daar's nie twee Jesusse nie, daar's nie twee persone nie, dis een persoon van Christus, bestaande, daar's nie 'n ander wese soos hy wat ooit daar was nie, wat 'n ware goddelike natuur het en 'n ware menslike natuur het. En daarom was hierdie versoeking van hom eg, want hy is werklik ware mens, uitgesonder die sonde, en dit was vir hom onmoontlik om te sondig, want hy is ook ware God, die goddelike natuur. Sommige mense meen dat Jesus se versoekings daar makliker moes wees, omdat hy mos dan nou die Seun van God is. Maar in werklikheid was dit andersom, dit was vir hom moeiliker, want om versoeking ten volle te weerstaan tot aan die einde, sonder om ooit toe te gee, was vir die sondelose ewige Seun van God 'n dieper beproewing en 'n lyding as enige iets wat ons ken. En daarbij moet ons ook onthou dat hierdie twee nature van Christus, waarlik God, waarlik mens, hierdie twee nature van Christus moet ons ook onthou dat hulle nie hulle eienskappe, hulle goddelike eienskappe en hulle menslike eienskappe oor en weer met mekaar deel nie. Sodat, nou is dit die versoeking, nou deel die goddelike natuur 'n eienskap van krag met die menslike natuur. Nou kan ek hierdie versoekings weerstaan. Dit is makliker as wat u en ek dit met ander woorde sal beleef. Nee. Die twee nature van die Here Jesus deel nie oor en weer met mekaar eienskappe nie. Sy goddelike natuur deel nie byvoorbeeld goddelike krag aan sy menslike natuur mee, sodat sy menswees nou 'n soort van 'n vergoddelike menswees is. Sodat hy byvoorbeeld die versoekings makliker kon weerstaan, of aan die kruisdood se pyn en lyding makliker het as gewone mense dit sou hê nie. Die menslike natuur van Christus ontvang nie goddelike eienskappe nie, soos almag, alwetendheid, onsterflikheid, ontvang nie daardie eienskappe hier van die goddelike natuur se kant af nie.
Die menslike natuur van die Here Jesus deel ook nie menslike beperkings met die goddelike natuur, sodat sy goddelike natuur 'n verswakte goddelike natuur is nie. So jy kan sien, die Here Jesus is nie 'n vergoddelikte mens nie, en hy is nie 'n vermenslikte God nie. Daar's nie 'n interpenetrasie, 'n deurdringing van eienskappe oor en weer tussen die twee nature van Christus nie. Ja, sy goddelike natuur het natuurlik sekere unieke eienskappe, natuurlik. En sy menslike natuur het sekere unieke eienskappe van menswees, maar hulle deel dit nie oor en weer nie. Abi wys vir ons die eerste prentjie daar. Hulle deel dit nie oor en weer nie. Ek moet nou eintlik deur hierdie prentjie 'n kruis trek, want dis soos dit nie is nie. Dit is 'n prentjie van Christus, met al respek gesê, een persoon. Christus is een persoon wat twee nature het. God, ware God, mens, very Deus, very homo. Dit beteken waarlik God, Deus, waarlik homo, mens. Maar hulle deel nie eie hier. Hulle deel nie eienskappe met mekaar oor en weer, die twee nature van Christus nie. Maar hoor nou wat gebeur, tweede prentjie. Hulle deel wel eienskappe met die persoon van Christus. Kyk, daar is die pyltjie soos hy moet wees. Die goddelike natuur deel eienskappe met die persoon. Die menslike natuur deel eienskappe met die persoon van Christus. Van hom as persoon word dinge in die Nuwe Testament toegeskryf wat eintlik net van een van die twee nature geldig is. Maar ons moet onthou wie Christus die Here is. Hy's een persoon, twee nature, God en mens. Hy's nie twee persone nie, hy's net een persoon. Maar sy twee nature deel aan sy persoon hulle eienskappe mee. En daarom kan die Nuwe Testament byvoorbeeld sê, die Seun van God het gesterf, of die Here van die heerlikheid is gekruisig, of die Seun van die mens het uit die hemel neergedaal. Sulke goed kan gesê word. En daarom word ook gesê, Jesus het nie geweet dat Johannes die Doper dood is nie. Maar daar word ook gesê, hy het geweet wat die Fariseer dink. Of hy het geslaap in die boot, maar weet nie van die storm nie. Maar tog, net daarna, bestraf hy die wind en die golwe en hulle bedaar. Al hierdie dinge, hoor nou mooi, moenie mis nou nie. Al hierdie dinge word van die een persoon van Christus gesê en nie van een van sy twee nature afsonderlik nie. Ons moet met ander woorde nie sê, streng gesproke, hy het nie geweet Johannes is dood nie, so daai is nou sy menslike natuur. Of hy weet wat Simon die Fariseer dink, so dis nou weer sy godheid wat daarna vore kom nie. Nee, streng gesproke moet ons sê, dat al daardie dinge word van die een persoon van Christus gesê, omdat sy twee nature hulle eienskappe aan die een persoon meedeel. Soos die pyltjies wys. Hierdie prentjie is die regte een. Ek dink u ore hoor iets wat min mense hoor. Ek dink so. En as jy dit verstaan, gaan jy klomp goed in die Nuwe Testament beter verstaan. Klomp goed. Jy gaan baie meer volwasse dink, bid, praat. As jy hoor hoe mense praat, dan hoor jy hoe goed bedoel, maar verkeerd mense praat en dink. Omdat hulle nie hierdie goed weet nie. Byvoorbeeld, dat mense dink dat Jesus die versoekings in die woestyn makliker gehad het, as wat u en ek dit sou hê.
As mens, as ware mens, het die Here Jesus as persoon, boonste boog, die aanslag van Satan, presies net so beleef en ervaar, as wat enige een van ons dit sou. Maar sonder die sonde, jy sien. Jesus het nie daar in die woestyn gekom en in hierdie geweldige situasies, dink aan 40 dae sonder kos, en dan kom hierdie versoeking maak, brood, 40 dae, brood. Jesus het nie daar gestaan, in terme van hierdie prentjie, en van goddelike middele gebruik gemaak, om die Satan te oorwin nie. Hy het presies dieselfde middel gebruik om die Satan te oorwin as wat u en ek moet gebruik, naamlik die Heilige Skrif. Presies dieselfde middel. Is dit nie fascinerend nie? Dit fascineer my. Hoe maklik kon Jesus vir hom gesê het, ek sê vir jou, duiwel. Hy het nie. Hy sê, daar staan geskryf. Hy beroep hom op die Bybel. Hy trek nie hier uit die goddelike natuur. Hy trek nie daar uit 'n klomp krag om beter te kan staan nie. Die Bybel sê in Filippense hoofstuk 2 dat die Here Jesus sy goddelike natuur verberg het. Terwille van ons, om waarlik net soos ons op daai kruis te kan gaan sterf. Dit is waarom hy die ware verlosser is. Dis waarom hy dit is. Toe die duiwel na hom toe kom, daai eerste keer, ek het nou net dit gesê eintlik, maar toe die duiwel daai eerste keer na hom toe kom, rondom dis nou na die 40 dae, met ander woorde, toe hy hierdie geweldige honger gehad het, met hierdie versoeking van nou moet jy net onthou, dink jy net vir 'n oomblik, nie tevore het die Vader uit die hemel gesê, dit is my geliefde seun hierdie. Met ander woorde, dit is sy ware identiteit. Waarmee kom die duiwel nou? Hy sê, net soos vir Adam in die tuin, hy sê, as u die seun van God is. Met ander woorde, hy bevraagteken Jesus se identiteit, wat die Vader nou net by die doop bevestig het. As u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brode word. Maar Jesus sê, daar staan geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God gaan. Jy sien Satan se taktiek, net soos by Adam, wat doen hy? Wie kan antwoord? Wat doen hy? Wat saai hy? Wat saai hy? Hy saai twyfel. Twyfel. In wat? In die woord van die Here. Nie net in die woord van die Here op skrif nie, maar die woord van die Here wat daar uit die hemel uit gepraat het by die doop. O, vriende. Dis waar hy sy aanval begin. Daai influistering van twyfel, suspisie oor die stem wat daar by die Jordaan gepraat het. Dis presies dieselfde tipe van ding waarmee hy na Adam toe gekom het, of na Eva toe dan om so te sê, waarmee hy na die eerste mensepaar toe gekom het. Wat was daai eerste woorde wat daai slang versa? Wie kan dit onthou? Genesis 3. Wat is die eerste woorde waarmee hy gekom het, die slang na Eva? Hy het gesê, is dit so dat God gesê het? Presies so. Eet! Hierdie geval ook, eet brood. Adam, eet die vrug. En wees soos God, het hy ons vir Eva gesê. Jy gaan soos God wees, man. Wat die hele humanistiese wêreld vandag sê. Genesis 3 vers 6. Ek ken dit, ek gaan dit nie lees nie. Maar die meester antwoord en sê, hy reageer nie met 'n magsdemonstrasie nie, hy kom met die woord van die Here wat hy uit Deuteronomium uithaal. En hy sê nie, ek het 'n stem gehoor, ek het 'n droom gedroom, of ek het 'n visioen gesien nie. Hy sê, hoorie,
Daar's woorde wat op skrif gestel is. Deuteronomium 8 vers 3. Die mens gaan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van die Here God uitkom. Ek gaan eerder op my Vader se voorsiening staat maak en sy leiding staat maak. Dis vir my belangriker as wat ek nou eet. Die woord is die brood vir my siel. Dit sê die Messias. Die Here God gaan my onderhou, of dit nou uit klippe is en of dit uit engele is. Hy gaan. En daar leer die Here Jesus vir ons, dit weet ons almal, dat ons moet antwoord op versoeking. Ek het net nou gesê dat ons leer uit hierdie gedeelte ook 'n taktiek vir onsself, dat ons moet antwoord op versoeking met, dit is geskryf, dit is die skrif. Die boek waaruit Jesus in sy aardse bediening die meeste aangehaal het, is Deuteronomium. En hier begin hy ook met Deuteronomium, die volgende ook uit Deuteronomium. Dis 'n boek wat ons nog sal moet deurpreek hier, in 'n reeks. Wonderlike boek. Die skrif is die wapen teen die versoeker. Maar natuurlik om dit te doen met die kind van die Here, die woord inneem en daaroor dink, dit moet in jou wees. Is een van die beste middele om geestelik te groei vir 'n mens, is om jou denke doelbewus besig te hou met skrifwaarhede, daaroor na te dink. Jy kan dit mediteer noem as jy wil, dit het allerlei konnotasies, die woord mediteer, maar mediteer beteken eintlik net om na te dink. Om die gedagtes van die skrif in jou gedagtes rond te rol. Dink daaroor, laat dit deel word van jou. Dis die wonderlikste manier om geestelik te groei. Jy kan tog nie altyd met 'n Bybel loop en blaai nie. En dan skielik verander die duiwel in 'n teoloog. Net so, woep. 'n Teoloog wat die Bybel ken. Nou haal hy die skrif aan uit die psalms. Hy weet wat staan in Psalm 91. Weer kom hy met die identiteit van Jesus. As u die seun van God is, werp u self af van hierdie tempelhoogte af, want daar staan mos geskrywe, en dan haal hy aan nou uit Psalm, hy verdraai dit, maar hy haal nou aan uit Psalm 91, waarop Jesus hom antwoord en sê, daar's ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie, waarmee Jesus homself as God identifiseer. Daar's mense wat sê, die moslems en ander wat sê, Jesus het nooit gesê dat hy God is nie, wel hier's een waar hy sê dat hy God is. Satan neem God se belofte uit Psalm 91 oor God se voorsiening vir die volk en hy verander dit in 'n opdrag om voorbarig te wees teenoor God. Want sy doel is nie dat Jesus die Vader moet gaan vertrou nie, maar dat Jesus sy Vader moet toets. Dat hy hom moet verplig, dwing om 'n wonderwerk te doen buiteom die pad van God se wil. Hy is nie net 'n leienaar nie, hy verdraai ook die waarheid. Mens kan sê, maar hy ken daarom die Bybel, hè? Ja, hy ken die Bybel, maar hy verdraai dit. Die Bybel is nooit so in gevaar vandag as wanneer dit van kansels afkom. Ek sê vir u dit. Ek het dit al gesê, ek sê weer. Die skrif is nooit so in 'n gevaar as wanneer dit met die uiterlike skyn van geestelikheid aangehaal word nie. Dit kom meestal van kansels, dit kom van kateders by die fakulteite. Maar die Here Jesus ontbloot hierdie duiwelse misbruik van hierdie teks en hy haal weer uit Deuteronomium aan. En hy sê, julle mag die Here julle God nie versoek. Deuteronomium 6 vers 16. Julle mag die Here julle God nie versoek soos wat julle hom by Massa versoek het nie. Toe hulle die water geëis het van God en hom getoets het, ons ken dit. Vriende, om God te versoek, om God te toets, weet jy wat is dit? Natuurlik gaan dit oor die groot eie ek, natuurlik. Maar weet jy wat is dit?
Dit is om hom te wil manipuleer, om teen sy geopenbaarde woord op te tree en dinge te doen, terwille van jouself. Hier in hierdie gedeelte, kyk die duiwel net na homself. Hy wil aanbid word. Kyk wat sê hy by die derde versoeking, hy sê, toe hy vir Jesus daar op die berg sit, hy sê, en hy wys van al die koninkryke, miskien was dit in die visioen, ons weet nie of dit fisies, of dit maak nie saak nie, hy wys van al die koninkryke, hy sê, ek gee vir u al hierdie, as u net neerval en my aanbid. Daar is wat hy eintlik wil hê. Daar is die ding. Daar is hy. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg, Satan. Want daar staan geskrywe, die Here jou God, dis die eerste gebod, sal jy aanbid en hom alleen dien. Jy sien, Satan kom hier in die derde plek met 'n valse kroon. Dis 'n taktiek van hom. Hy kom met 'n valse kroon. Dis 'n maklike pad tot koningskap. Dis 'n baie maklike pad tot koningskap. Dis nie nodig om hierdie moeilike pad te loop van die kruis en lyding en daar's 'n kort pad. Dis 'n kort pad. Jy kan 'n kroon hê sonder 'n kruis. Jy kan heerskappy hê deur 'n kompromie te maak met die duiwel, eerder as om die pynlike pad te loop van gehoorsaamheid aan die Here, wat dikwels 'n pynlike pad is, terwille van sy eer. Jy sien, dit is altyd die kern van alles. Ek kan dit nou nie oor sê, maar dit is altyd die kern van alles, gaan altyd oor God se eer wat hom ontneem moet word. Dis die kern van alles. Hoe ook al. Die troon van God word altyd deur die vyand ondermyn. Maar Jesus sê dit doodeenvoudig vir hom. Weer uit Deuteronomium 6, sê die Here doodeenvoudig vir hom. As ons van God praat, sê hy, dan praat ons van eksklusiewe lojaliteit. Eksklusiewe lojaliteit. Geen kompromis nie. Dis 'n ononderhandelbare beginsel, sê Jesus, die eerste gebod. Die eerste gebod. Jy sal sien dat sonde, alle sondes, alle versoekings, alles, veg altyd daai eerste gebod aan. Daai eerste gebod, soos ek dit nou verduidelik het. Maar Jesus verwerp dit. Hy sê, ek stel nie belang in jou kroon nie. En in hierdie heerskappy oor hierdie koninkryke van die wêreld nie. Ek stel belang in my Vader en sy wil. Kan jy dit hoor? Dis waaraan ek belang stel. Ek stel in dit belang. Klaar. Hy weier om sy Godgegewe roeping, wat natuurlik deur Getsemane sou gaan en deur Golgotha sou gaan en deur die opstanding sou gaan ensovoorts. Hy weier om dit te verkry deur kompromieë. Ek weet nie wat die kerk van die Here Jesus in Suid-Afrika sal wees. Ag, wat help dit om te bespiegel? Maar hoe gaan dit lyk in Suid-Afrika, die kerklike toneel, as predikante en teoloë en kerkleiers, as soos een man sou besluit, klaar met kompromieë. Nou, eksklusiewe lojaliteit aan Christus en sy woord. Weet jy wat? Ja, gaan seker 'n herlewing. Party, ek weet nie wat nie. Party kerke gaan seker leeg word, ek weet nie, maar dit sal die wonderlikste iets wees. Maar solank ons nie daar kom nie. Baie mense sê, hoekom het julle gemeente uitgetree uit die NG verband? Hoekom wag jy nie tot daar herlewing daar kom nie? Dis nie wat die Bybel sê nie. Dis nie wat die skrif sê nie. Die skrif sê, broers en susters, in Romeine 16 vers 17 sê die Bybel helder en duidelik, sê hy, uit die apostel se mond, dan sê hy, van die mense wat afwykende leer van die Here Jesus verkondig. Hy sê, bly weg van hulle af. Skei jou af. Bly weg. Stay away. Daar mag herlewing kom, daar mag 'n verandering kom, maar dit is nie daar vandag nie.
En daarom het Tafelberg gemeente gesê, in al ons swakheid het ons gesê, ons verstaan ook maar nie alles nie, maar het ons gesê, die pad van kompromie sal ons nie loop nie. Ons sal dit nie loop nie. Terwille van aansien nie, terwille van vrede nie, terwille van pensioene en medies en posisies en dis al die wêreldse goeders daai. Al die wêreldse goed wat die duiwel aanbied en sê, compromise net. Kom, dis ou klein dingetjie man, ek vra van jou klein dingetjie, net so 'n millimetertjie, net dit, wat is dit? Man, dit sal met julle gemeente so goed gaan. Maar deur die genade van God het hierdie gemeente gesê, ons stel nie belang in daai millimeter nie. Ons stel belang in eksklusiewe lojaliteit in hierdie boek. Al moet dit dan die pad wees van 'n woestyn en van 'n lyding. Jesus Christus demonstreer in sy versoeking se oorwinning, demonstreer hy dat hy die absolute heerskappy het. En hou nou dop, die reaksie van die duiwel toe Jesus direk sê, gaan weg Satan. Dan staan daar in vers 11, die duiwel het hom verlaat en die engele het gekom en hom gedien. Dieselfde engele wat die duiwel wou hê om ander goeders te doen, teen God, kom nou en dien hom. Die duiwel het gevlug, die oorwinning is voltooi. En soos by Israel, toe Israel deur die woestyn is en op die rand gewees het van die beloofde land, hoe was daai woestynervaring van Israel afgesluit? Met goddelike voorsiening. En so gebeur dit ook hier. Hierdie periode is nou afgesluit in die woestyn, nou kom daar engele en die voorsiening van God op die Here Jesus Christus. Maar weet jy wat die Bybel sê, hierdie volmaakte gehoorsaamheid van die Here Jesus in die woestyn word vir ons toegereken wanneer ons in hom begin glo. Romeine 5:19, dit word ons toegereken. Dis nie net morele lesse hierdie wat ons vanmôre hier bestudeer het nie. Hierdie gehoorsaamheid van Christus word myne gemaak. Wanneer ek in hom is, dan reken God my dit toe. Is nou myne en daarom staan ek nie om my eie kragte wanneer ek in hierdie lewe teen versoeking stry nie. Jy sal altyd versoek word. Daar gaan nooit 'n punt kom in 'n kind van die Here se lewe waar hy, behalwe wanneer jy in heerlikheid opgeneem word, maar nie op hierdie aarde waar jy nie versoek gaan word nie. Jy gaan altyd versoek word. Partykeer ewig, partykeer lig. Maar die oorwinning van Christus is ons oorwinning. Sy stryd, ons stryd teen versoekings, die vlees, die wêreld, die Satan, is dikwels 'n herhaling van dieselfde 3 temas waaraan Jesus onderworpe was. Dit herhaal homself die hele tyd, dis dieselfde temas. En ons wapen is die skrif alleen. Die skrif alleen. Mense sê ons moet op leeukop klim en dan moet ons basuine oor Kaapstad blaas en dan sal die duiwel wyk uit die stad en dan gaan daar herlewing kom en baie mense doen dit. Maar as ek my Bybel reg lees, dan sê my Bybel vir my, die pad na oorwinning is moeiliker as om 'n basuin of 'n horing te blaas van 'n koppie af. Die pad van oorwinning is om die swaard van die Heilige Gees te gaan gebruik in hierdie stad, om Christus te verkondig. Die Bybel sê in Efesiërs 6 vers 17, die woord is die swaard van die Gees. Die woord. En dis oorwinnend. Dis oorwinnend. Die woord is lewe, die woord is die waarheid, die woord is die swaard. Mag die Here gee dat ons sal strewe daarna om die skrif so te bemeester, dat ons dit spontaan die antwoord op elke versoeking kan maak. Elke versoeking. Gooi eenvoudig die waarheid in sy gesig.
Moenie kompromiteer nie, moenie kompromie maak nie. Die maklikste pad is altyd 'n wit leuen. Maklik, net so. Die maklikste pad is altyd om hier te buig en daar te buig. Ons almal doen dit. Ons moet waak daarteen. Want daardeur verloor ons geestelike krag. Mag die Here ons help. Hy sal, want hy is getrou. Ons bid saam. Vader, ons dank U vir 'n boodskap van triomf. Ons dank U, Here, dat ons vanmôre in hierdie diens, Here, nie afhanklik is van menslike opinies nie, of standpunte maar dat ons net gaan op die skrifwoord en sê, dit is vir ons genoeg in die kerk, die skrif. Here, mag die woord wat vandag uitgegaan het ook wortel skiet in ons. So baie bekende gedeelte hierdie. Almal ken dit. Maar miskien het dit nog nooit wortel geskiet nie. Laat ons met die hele wapenrusting van God toegerus wees, soos Efesiërs 6 sê, om te kan staan teen die liste van die duiwel. En deur die Heilige Gees in ons innerlike mens ook versterk te word, soos Efesiërs 3 sê. Mag ons altyd onthou dat hy wat in ons is groter is as hy wat in die wêreld is. En dat ons meer as oorwinnaars is deur hom wat ons liefgehad het, soos die skrif sê. In die oorwinnende naam van ons Here Jesus bid ons dit alles met danksegging. Amen.